Terwyl ek hierdie mooi gedeelte lees en ek bepeins en sê, Here, dit is nog so waar, terwyl koning Dawid hier gepraat het, en hy het sy hart uit gepraat, dink soos, Here, 'n godsman, halleluja. Dan wil ek vanaand vir sê, dit die tyd geword, dat ons as kinders van die Here of sy Vader, dat ons soos 'n Dawid sal word, en dat halleluja, die gebed uit ons hart uit sal kom. Maar ek wil vir ons enkele verse lees uit Psalm 40, halleluja, wat vir my so mooi is van verse 1 af. Halleluja. Hy sê werklik salig is die wat op die Here vertrou. Halleluja. En ek wil vanaand vir sê, kom, ons vertrou op die Here en nie op die mens nie. Die mens stel te leer, maar God nooit in sy lewe. Ek het al baie keer in my lewe, mense bepeins dit self, jy sien dit self van 'n mens se eie kerk. Ek het al baie keer in my lewe, daar spreekwoord wat sê, 'n nuwe besem vir jou altyd skoon. Amen. En as jy nie begin 'n kerk, is 'n nuwe gebou, dan almal gretig om te kom, maar wie bly op die einde van die dag oor? En dan tweede sê die woord van die Here, dat die afval sal in die huis van die Here begin. En dit is die waarheid, halleluja. As 'n mens moet sien hoe baie keer minder mense in die kerke, wat weet wat almal daar kon gewees het. Maar tog as jy die mense sal bel, sal hy tog sê, halleluja, ek het dit op. Ek het daai verskoning of daar. Maar nêrens sal hy 'n baas maandagooggend bel en sê, hoorie meneer, ek was nog gisteraand by die kerk, ek het so lekker diens gehad, ek kan nie vandag kerk toe kom nie. Maar hoeveel mense kan sê, ek gaan nie môre kerk toe nie, want ek het gisterand braaivleis gehad. Ek het gemoed. Ag jy weet ek het van inkopies doen. Dis die einde van die maand. Ag jy weet ek wil net 'n bietjie rus, die Here sal verstaan. En net daar waar jy sê die Here sal verstaan, doen jy die grootste sonde wat jy ooit kan doen. Want nêrens in die Bybel staan die Here sal verstaan nie. Hy het dit geskryf, net het dit gestel. Halleluja. Jy mag die onder een byeenkoms nie misloop nie. Gaan op na die huis van die Here. Halleluja. Hy is 'n ware God. Amen en halleluja. Die Here weet. Maar hoeveel mense, halleluja, kan dit tog doen sonder dat hulle bewus is hulle doen verkeerd. Sonder dat hulle bewus is waarmee hulle besig is. Sê, ag, jy weet, ek gaan. Dan luister ek hier na wat koning Dawid sê. Sê so mooi so, 'n Psalm van Dawid vir die musiekleier. Ek het die Here lank verwag. Ek het hom na my toe neergebuig en my hartsgeroep gehoor. Luister mooi. Ek het die Here lank verwag en hy het hom na my toe neergebuig en my hartsgeroep gehoor. Met ander woorde, wat sê Dawid? Hy het geaanhou bid en bid en bid. Hy het nie net gebid en hier val die seëning uit die hemel uit. Hy het nie net op dit gaan sê, môre, mense maak mos so. As hulle vanaand bid, of as die pop op die fans stryk, as ek so kan noem, wat daar buite luister, as die pop op die fans kan stryk, sê, maar jy weet, nou gaan ek na die Here toe. Jy weet, as die Here my nou seën, gaan ek dit en dit en dit en dit doen. Baie mense doen dit nog. Here Jesus, ek is so moeg. Here, ek het so moeg om te sakkel, Here. O, liewe Jesus, help my net finansiëel. 2, 3, 4 maande gaan op dae gaan, weke gaan by sê, weet, as ek nou geld kry. My lys is al so lank gemaak. Maar nêrens op die lys aan ons staan lys van die werk van die Here. Nêrens op die lys staan eers so en so en so nie. Hoekom doen die mense onderbewus, hulle is al so ingestel om die eie goed te doen, hulle eie dinge, dat hulle vergeet die dinge van die lewe, van die werk van die Here. Halleluja, dan sê hy weer, ek het die Here lank verwag. Hy het lank vir hom gewag. En hy het hom na my toe neergebuig en my hulpsgeroep gehoor. Met ander woorde, Dawid het geroep met hulp. Here, hier waar sit ek, vra jy, ek roep nie. Ek kom nie net na jy toe ligsinnig of die Here, ek het hulp, ek het nodig. En hy het my uit die kuil van die vernietiging, uit die modderige slyf opgetrek en my voete op 'n rots gestel. Hy het my gange vasgemaak. Toe die Here koning Dawid se hulp geroep hoor, want Dawid het aan God geglo. Hy het die God geglo, die Here het geweet, daar's net een Vader in die hemel. Halleluja, hy is die Alfa en die Omega, die begin en by hom sal dit hulp kry. Want die mens stel te leer. Hoe baie mense vir my en jou wat vanaand hier so sit al beloftes gemaak. As al die mense wat beloftes gemaak het aan my en Marinda, was ek al vandag 'n miljonair gewees. Met al die beloftes wat mense maak, moenie worry pas so, jy sal weet so en so. Daar is wat hulle beloftes nagekom het, amen. Bittermin teen die duisende, of teen die honderde, of duisende kan ek sê. So beloftes wat hulle maak. Maar hier kom Dawid, halleluja. En hy stel die Here sê, en hy sê die Here het my gange vasgemaak. Met ander woorde, hy het hom op 'n rots gesit waar hy standvastigheid begin kry. En hy sê, nou dat ek standvastigheid, nou gaan my lewe begin. Hier is die
kernboodskap waaroor ek met u wil praat vanaand, halleluja. En hy het 'n nuwe lied in my mond gegee, 'n lofsang tot eer van ons God. Baie sonde sien en vrees en op die Here vertrou. Werklik salig is die man wat sy vertroue in die Here stel en hom nie wenk. Luister nou mooi. Werklik salig is die man wat sy vertroue in die Here stel. Dan gaan die vers verder, die lyntjie aan. Maar sê nou, ek sit nou hier gestop en dan sal die hele wêreld sê, amen, amen. My vertroue is in die Here Jesus. My vertroue is by God, maar hulle lees hierdie sinnetjie klaar nie. Hulle lees hom nie dan, ek gaan hom nou vir u klaar lees, dan sien jy wat so groot verskil maak hy. Teen as ek net so gelees het, werklik salig is die man wat sy vertroue in die Here stel. O, die mense sal halleluja en prys en hande klap en spring en sê, ja, my vertroue is in God, my vertroue is daar, halleluja. Maar nou lees ek vir die skrif, soos wat hy reg gekwoteer is, soos wat hy reg geskryf het, sê, werklik salig is die man wat sy vertroue in die Here stel en hom nie wenk tot hoogmoediges en leendienaars nie. Weet jy wat ek hier lees? Werklik salig, luister mooi, is die man wat sy vertroue in God stel. Maar al wanneer hy werklik salig toepassing gaan kom en in gaan tree, as hy hom nie wenk tot hoogmoediges en leendienaars nie. En dit is die kernboodskap wat ek vanaand wil oor praat. Hoeveel kerke is daar in die wêreld? Hoeveel kerke floreer? Maar nou sê Dawid self hierso, dat die man wat sy vertroue in God stel, hy moet hom nie wenk tot hoogmoediges nie. Geliefdes, hoeveel mense in die kerk is hoogmoedig? Mense begin klein, dinge begin klein. Nadat begin dit uitbrei, die Here begin sien, maar dit word so groot, so groot. En jy weet dan baie van die pastore of die kerkraad of manne of ander pastore begin hierdie verskriklike hoogmoedige kry. Die Here sê ons moenie met sulke mense deel nie. Dan is jou, wat sê hy dan? Dan is die man wat sy vertroue in God stel. Dan gaan hy geseënd wees. Maar wys dit nou mooi. Werklik salig is die man wat sy vertroue in God stel en hom nie wenk. Met ander woorde, ek kan 20 keer my vertroue in God stel. 1000 keer. Maar as ek my wenk tot hoogmoediges en leendienaars, en ek gaan nou by leendienaars kom, ek staan net bietjie van by hoogmoedige. Met ander woorde, sodra ek my dan wenk aan hoogmoedige, en ek onder dieselfde vleuel, onder dieselfde sambrele gaan, as hierdie hoogmoedige, dan gaan dit my niks baat, omdat ek die Here vertrou nie. Dan kanselleer dit die hoogmoedigheid, kanselleer die vertroue by God uit, want hy is 'n regverdige God. Maar ek kan nie verstaan, ek het God met my hele hart vertrou. Maar kyk hoe sukkel, kyk hoe kom dinge nie reg nie, jy sal nie, want jy het fout gemaak, God kanselleer dit uit. Jy weet, ek wil net kerk toe gaan, hier waar hy hoë plek. Jy weet, daar waar die manne soveel titels het, ek het verlede week, het ek vir 'n man gesê, en ek sê dit vanaand ook oor die lig, ek het verlede week vir 'n man gesê, daar's niks fout om 'n graad te hê nie. Daar's niks fout om 'n diploma te hê, dis mooi, daar's niks fout. Maar weet jy, sekere tye, dan kom mense, weet jy, hulle is so vermoeid, hulle is so belas, met ek moet hierdie honeursgraad, ek moet hierdie doktersgraad, ek moet hierdie graad, ek moet hierdie, ek moet dit, ek moet dit, laat hy vergeet skoon van God. In die week toe hoor ek 'n pastoor, en ek sien hulle het afgehaal, van TikTok af, lyk my hulle skwaad vir hom. In die week hoor ek 'n pastoor wat reguit praat, dat hy sê, baie studies met verskillende godsdienste kan jou kerk uit mekaar uitskeer. Ek sien hulle is skoon afgaan, want dis die waarheid. Mense wil na Koos luister, en as hy nie sy sin by Koos kry nie, gaan hy na Piet toe. En as hy voel Piet is nie bietjie reg nie, dan gaan hy na daar Gertjie toe. En as hy voel nou Gertjie is nie reg nie, dan gaan hy na Johnny toe. En as hy voel Johnny is nie reg nie, dan gaan hy nou daar na Koosie toe. En as hy voel, so spring hy rond van kerk tot kerk, want hy kom nooit reg. Wat die ergste is, wat ek altyd vir mense sê, en ek sê dit baie keer in my lewe, vir 'n leraar, vir 'n kerk om 'n leraar en sy vrou gelukkig te hou, is een van die maklikste dinge. Maar vir 'n predikant om die kerk gelukkig te hou, is een van die moeilikste dinge. Want almal het iets te sê. Dan sê ek altyd myself, gaan staan self daarvoor. Gaan doen dan self die ding. En so gebeur het, halleluja. Maar hier kom en sê die hoogmoedige. Halleluja. Kom ons gaan kyk in kerke. Ek sien nou die dag 'n pastoor. En die kerk die keer is baie, ek was eintlik seer gemaak geweest.
Halleluja, hulle het altyd so op die grond, en die verhoog was daar gewees. Halleluja, maar daar was klomp plante, was netjies gemaak. En hierdie pastoor vat oor, maar lankal het die Here my gewys. Hierdie man is hoogmoedig. En weet jy geliefdes, dit kom dat die pastoor siek word, hy gaan na die kerk en dit noem nie vanaand waar het is nie. En hy begin en hy vat die kerk oor. Onmiddellik weet jy wat doen, en die verhoog staat met 3 sulke laag. Halleluja, hy vat al die mooiste plante, alles, het lyk nou behoorlik so binne, lyk sy's waar jy ingaan. Hy gaan en hy gesit sy stoel heel bo op die heel boonste troon, en hy moet van bo af kyk. Vir wat? Hy is 'n mens net soos ek en jy. Ons almal is net mens. Ons is net daar om te help, om te leer. Ons is net daar. Nie ek wil haar boos. Jy weet, ek moet hierdie lyk, kyk al my grade. Gaan nie daar in sy kantoor, dis mooi, maar dit moet nie na jou kop toe gaan. Dis hoogmoedigheid, God wil nie, hy sê, wees nederig. Halleluja, en ek is nederig. God wil nie, ons moet deel wees van hoogmoedige mense nie. En ongelukkig kry ons dit in vandag se tyd, dat kerke kan floreer met hoogmoedigheid omrede, dat mense binne sit, wat wel af is, en hulle kan support. Hulle kan geld gee om die plek te betaal. Hulle kan geld gee om die advertensie. Hulle kan geld gee om dit te doen. Amen. Julle maar haak jy dan in u naam het ek geprofeteer, in u naam het ek duiwels gesê, gaan weg jou vervloekte, ek ken jou nie. Julle maak jy my volle vertroue in u gesin. Met wat? Hoogmoedig is. Vraag jou vanaand, as wat die Here sê, wees nederig. Kom ons gaan vat na die Here Jesus toe hy op aarde was. Hy sy sandals gehad met sy rok, onder bome op klippe gesit, in die stof, in die wind. Hy het sy Vader se werk verkondig, tot hy kom haal het. Halleluja. Ek sê weer vanaand, daar's niks fout om 'n titel te hê, daar's niks nie. Ek kan ook vanaand al my sertifikate en diploma bring haal en dit. Dis nie wat jou hemel te vat nie. Dis hier binne. Dis hierso. Mense delf soveel, mense kom met soveel dinge. Ek wil vanaand vir sê dat ek is al so moe. As jy oop 'n blad oop moet jy hoor wat dit is hier. As jy moet hoor dit is hier lees, as jy moet. Die woord van die Here sê hou dit soos wat jy gekry het. Ons het onder profete groot geword. Almal was nie die geleentheid gehad daarvoor. Maar as ons sou verkeerd geweet het, sou die profete daai jaar al ons het maar luister, julle is verkeerd. Moet dit nie doen nie, dit is hoe dit gedoen word. Nou wil manne, jong seuns van vandag kom en hulle wil profete aflag. Hulle wil profete stupid maak. Hulle wil sê was jy van die Here af nie. Geliefdes, mense wil dit so modern as moontlik maak om die Here te dien. Wil ek vanaand vir jou weer vra, sê, al stel jy jou vertroue hoog God, as jy na 'n plek toe wil hardloop, waar daar hoogmoedig is en leendienaars sit, dan kanselleer dit jou vertroue uit jou geloof. Dit kanselleer heeltemal. Ek glo met my hele hart, volgende week gaan dit gebeur. Ek glo met my hele hart, ek gaan hierdie werk doen. Ek glo met my hele hart, ek gaan gesond word. Ek glo met my hele hart, dit gaan gebeur. Maar ek kan nie verstaan dat jy die Here gevra het, om met wat sy gedagtes sê. Onder wat hart te doen. Jy weet, ek gaan eerder na daai kerk. Want jy weet, as ek daar kom, misschien hoe lyk daai kerk. Dit is so pragtig, het lyk of hier so geld. Luister nou, het lyk of hier geld inkom. Dit is eerste wat er hart moet. Het lyk of hier geld inkom. Kyk hoe ek hier wil ek weet. As jy wil harte van waar mama alles mooi kan maak. Jy wil harte waar dit gaan. Ek wil vanavond vir sê, kom ons wees gesigtig. En die tweede een wat hy sê is hierso, die leendienaars. Geliefdes, dis een van die grootste dinge wat in hierdie wêreld die afgelope paar jaar kop uitgesteek het, is leendienaars. Hoeveel pastore staan nie op kansels? Hulle is te bang om sonde te preek. Hulle is te bang om dinge te preek wat verkeerd is. Te bang. Maar nee, dis mos 'n liefdevolle God. God is liefdevol, maar ongelukkig is hy regverdig. As hy sê nee, is dit nee. God kan hom nie meng met verkeerde dinge. Daar is nie 'n gevoel van God om jou jammer te kry. Hy kry jou jammer, maar die Here werk anders, want die Here is heilig. As jy moet hel toe gaan, gaan jy hel toe. Klaar. Hy gaan nie daar op 'n skannetjie en hy en sê hoe koes jy is nou hel toe. Ek wil God dink nie daarin, hy's 'n regverdige God. As hy oordeel hy met gesag. Ek het vir jou gesê nee,
dan sit nee. Ek het vir jou gesê, los dit, dan gaan jy aan. Leen dienaars. Ek is 'n dienaar van God, maar hoeveel leen bring ek van die kansel af? Ag, jy hoef nie te worry nie man, jy kan so 'n bietjie klap toe gaan. Ag, jy weet daar's 'n bietjie 'n jol en 'n dans, man, gaan swaai bietjie jou lyf. Ag, weet jy wat, daar's niks fout om drank te gebruik, om te rook, om drank te gebruik, of dwelms, of hierdie nuwe ding wat hulle mos insit, wyp. Ek het gesien hoe siek maak daai ding mense. Ek het hierdie week, het ek gaan kyk waar manne vir ons video, wat hulle pleit uit die hospitale, wat hulle vra pastoor, gaan waak jy die mense. Die wyp is 10 keer erger as rook. Daai mense dan smag en dat hy so vas, so groot man, groter as dat hy kan nie praat, dat hy so huil, dat hy sê, vra mooi, Here, help my, ek kry nie asem nie. Dat hy sê, gaan gooi daai gemors weg, maar nee, dis mos nou iets ligstes wat ingekom het by rook. Dis mos ligtig. Die duiwel sal dit voldoen. Want as hy sterf, dan is dit mos nie God se wil. Dis mos nie die wil van die Here laat ek in dit moes. Dis mos nie die wil van die Here laat ek onder die invloed van drank moet gaan sterf. Dis nie God se wil nie. Maar as ek daaronder gaan sterf, is dit mos nou met my eie skuld. Dis op my eie skuld. Nou sterf hy daarvan en kry jy in die begrafnis by dit het ons hemelse Vader behaag om ons geliefde blom te kom pluk. Jy het homself gepluk. God het hom nie gepluk nie. Jy lief. Die mense lief, die predikante lief. God het hom nie kom pluk nie. Jy het homself gepluk met dit wat in jou hand het. Dat is dit. Ander gebruik weer ander weer dit, ander het dit, ander gebruik weer dit. Ou moet kyk daarna. Maar jy sit in kerke waar pastore kom en sê, hy is te bang om te preek, want wat gaan gebeur? Die mense gaan wegjaag, gaan weghardloop. Hulle gaan in 'n tiende terug, hulle kan dit nie aangaan nie. Jy moet nie afhanklik van 'n mens wees. Ek is nie afhanklik van geen mens nie. Ek is afhanklik van God. Die Here maak deure oop, al is dit in Amerika. God maak deure oop. God maak deure oop vir my huisgesin. God maak deure oop vir my kinders. God maak deure omdat ons die Here dien. Wat verkeerd is verkeerd en wat reg is reg. Nie dat ons volmaak is soos almal maak, ons almal doen verkeerd. Dalk so doen ons dalk iets verkeerd, of jy dalk iets verkeerd sê, of kwaad of jy doen verkeerd. Maar ons streef na heiligmaking. Nou kom mense en sê, o, daai is 'n cool pastoor, maar daai pastoor, hy's cool. Hy sal vir jou cool wees. Want hy streef nou by die oor. Dan kom dan sê hy hierso, welklik salig is die man. Halleluja, wat dan nie in by die kerk sit of onder die kring sit van hoogmoedig en leendienaars nie. Welklik salig sal daai man wees. Maar dan sê hy ook hierso, welklik salig iemand wat sy vertroue in die Here stel en hom nie wend tot dit doen. Maar as jy jou wend tot dit, kanselleer jy self jou seëning. Ek kan nie verstaan nie. Het die Here blue eyes? Ek kan dit nie verstaan nie. Het die Here wit broodjies? Hoor die Here my nie. Ek jy nie al met jou eie toedoen, jou eie mond al jou eie seëning uitgekanselleer. Het jy dit nie al self gedoen sonder dat jy dit agterkom? Sê Here, ek kan nie verstaan hoekom. En weet jy geliefde, mense verstaan nie. Wanneer mense praat oor verkeerde dinge, dit gaan nie oor jy's kwaad vir iemand. Ek het dalk 'n sonde wat jy nie het. Verstaan, ons almal is verkeerd, maar 'n mens bring hierdie dinge, dat jy ook kan kyk waar jy kan reg. Ek het al mense verloor in hierdie kerk omdat 'n sonde preek. Sê hulle gaan nie meer toe gaan preek, maar ek het nie saak. Die woord van die Here sê, weer die dienaar, wat nie dit reg bring nie, daai mense se bloed sal op sy hande wees. Met hoeveel bloed gaan ek op my hande sit eendag? As ek moet sê, dan carry on. Gaan aan soos wat julle wil. En dan vra ek die ander vraag ook. Ek sluit met dit af. Wat help dit dat jy kom kerk toe? Wat help dit jy kom kerk toe? As daar nie iets soos redding plaasvind. As daar nie iets soos hardloop met die Heilige Gees plaasvind. As daar nie iets soos plaas van die salwinge wat oor jou kom en jou waardig raak oor jou. Wat help dit jy kom kerk? Vir wat? Dan kan die Here ons nog nooit, dan kan hy sommer van geen sak door die kerk ingestel word. Dan kan hy ons sê, kom ons los die kerk, los het. Die kerk is juist daar met 'n doel.
dat jy jou verpligtinge moet by nakom, as kind van God. Want hier sê hy so mooi, as kind van God, welgesalig is die man, wat sy vertroue in die Here stel en hom nie wend. Dis 'n verpligting wat die Here sê, jy as kind van God, moet jou nie wend tot daai mense toe nie. Moet jou nie wend tot daai kring toe nie. Moet jou nie wend tot daai toe nie. Maar mense doen dit. Mense doen dit sonder dat agterkom, weet jy hoekom? Want hulle raak stadig en stadig, raak hulle makker en makker en makker en makker, sê, nog niks gebeur met my nie. Ag, jy weet, ek het al soveel jare wat ek doen, nog niks gebeur met my nie. Dit gaan nie oor wat met jou gebeur en wat nie, dit gaan oor as jy die lig gee en die oordeel slaan jou oor jou toe. Dit is waar. Dit is waar het kom, as die oordeel oor jou en oor my kom. En hy sê, luister, dit gehardop na groot groep. Daar is baie groot kerke in die wêreld wat pragtig is. Kom ons vat daar van Julie Swerker, dit is manne van God. As jy daar kom, sal hulle vir jou skit dat jy weet, dat het al die sondes uit jou uitkom. En dan is dit duisende mense. Maar hoekom is dit so gesê? Want hy praat die waarheid. Hy praat die waarheid. Don het jy al gehoor praat daai man, jy moet sê dit se seer. Hy haal sonde so diep uit, as ons mense wat in Suid-Afrika, daar moet wees, dinge hardop in hulle bene af. Hy haal sonde van diep uit. Die Suid-Afrikaners sal nooit by daai mense regkom, nooit. Ek praat van, want ek luister baie preek wat ek gehoor hoe hulle dit uithaal. 'n Sonde wat hier goed gekeer word, wat hulle daar uithaal. Ek sê in die kerk nooit nie, klaar. Maar God seën hulle. Soos daar baie ander kerke oor die land op waar die Here werk. Die naam van die Here word gehoekom, want die pastoor praat. Maar ongelukkig is dit 'n druppel in 'n emmer. En ek lees dit weer vanaand. Welgeluksalig is die man wat sy vertroue in die Here stel en hom nie wend tot hoogmoedig is en leendienaars nie. Terwyl ek hierdie week so kyk en ek sien 'n prent waar hulle uit 'n vliegtuigie uit of 'n van bo by of die Vaalrivier, die Vaaldam is. En hy 10 sluise so oop gaan, geliefdes. En hy dreuninge van hy massa waters. Dis iets verskriklik. En wat vanaand sê, mense speel met God. Hulle vat die Here ligtig op as die Here sê, man, jy mag nie, wend jou nie tot daai met, ag die Here. Maar weet jy, terwyl ek na daai geweldige waterdreuning luister, en ek sien hoe daai water spoel, ek kyk na hordes video's, ons het 'n groep, gebedsgroep, wat ek daar in Parys in die Vrystaat het, waar samekom, geliefdes waar boere op hulle dakke van hulle store staan, laat die water so begin oor die dakke van die store kom. Nie enkel diepe, in store. Die nokke van die huise steek 'n stukkies uit, bo kan die water. Weet jy wat se skade is dit miljoene? Die een boer swem, wat net sy koue uitsteek en wys soos die hele miele anders het gevrot. En vanaand wil sê, God is, weet jy wat ek wil terugkom het, toe hulle daai sluise oopmaak van hy Vaalrivier dam, hulle kan nie alles oopmaak en as die hele Parys daar onder meer. Maar weet jy, die kapasiteit, daai krag van hy water, weet jy, as hulle dit so oopmaak, niks kan standhou met die krag van hy water. Toe hy massiewe water so aangerol kom, en hy dreuninge kom, halleluja, weet jy, dis of alles net so voor hy water verdwyn, so skoon maak die water alles. Hy vat die paaie en die brûe en die bome weg voor hom, halleluja. En wil ek vanaand jou vra, hoeveel te meer God nie? Die woord van die Here sê, hy sit met sy oë soos vuurvlamme, dit stemme soos water wat aangerol kom, soos donder weer, halleluja, die krag uit God uit, dan sal mense met die Here speel. Toe die water het verlei die krag van God, wat 10.000 keer erger is as die water, toe sê ek, Here, hoe kragtig is U nie? Vir die Here is niks om my water so op te tel nie. Vir die Here is niks om my water so, maar weet jy gelief, die water kom aangerol, dit gaan het. Maak nie saak, wat is in daai rivier, hy vat vir hom weg. Hy vat huise, store, trekkers, kar, hy vat het weg. Geboue vat hy weg. Dan hoeveel te meer God nie. Ons gaan bid vanaand 'n ware God, 'n lewende God. Jesus Christus, die Seun van God. Jesus Christus van Nasaret het opgestaan. Hy lewe.
Hy is soos 'n brullende leeu. Weet jy wat se mag en krag het in die Here Jesus? Geliefdes, hy kan net so maak. Dan vee jy die hele aarde skoon, dit gaan gebeur op die einde. Maar dan kom ek weer terug, as jy werklik salig is die man wat sy vertroue in die Here stel en hom nie wend tot daai mense. Ek wil jou vanaand bemoedig. Kom ons staan eerder en ons wees nederig voor die Here. Sê Vader, dankie Vader. Dankie vir wat ek het. Dankie vir wat ek eet. Dankie vir wat ek drink. Dankie vir my kerk. Dankie vir wat. Al sit ons vanaand in hierdie gebou, ons kan die naam van die Here verheerlik. Ons kan sê, Here, dankie Vader. Kom ons bly staan. Kom ons bly staan tot die Here ons die dag. En mag God julle seën, mag die Here julle versterk. Mag die Here julle vashou vanaand. Halleluja. Ek wil vanaand weer jou bemoedig, sê geliefde, hou vas aan God se beloftes. As jy vashou aan sy beloftes en jy nie wend oor die wêreldse dinge op die wêreldmens daar buite, wil ek vanaand vir jou sê, sal die Here die sluise van die hemel oop. Die seëninge sal oor jou kom. Hoor vanaand wat ek vir jou sê, die seëninge sal oor jou kom. Ek wil vanaand vir jou sê, God is daar om jou te seën. Nie dat jy moet slaap kry. God wil nie. Maar kom ons gaan met pyn sien doen. Kom ons gaan ondersoek ons eie lewens, ons eie lewenstyl. Kom ons kyk wat het ons van die Here in die lewe. Sê Vader, ek raak ontslae. Want te wees soos Jesus, te wees soos hy, so rein en heilig, so sag en nederig. Dit is hoe ons wil wees. Mag die Here julle ryklik seën en mag die Here julle seën. Amen. Amen. Halleluja.